Nou, as ek begin met 'n preek, het ek 9 uit 10 keer of 'n gedagte wat ek wil hê ek by jou moet prikkel, of ek sal iets interessant doen of 'n storie vertel, of ek sal iets doen om almal net bietjie in die gehoor bietjie saam te vat op hierdie reis wat ek julle wil besig mee hou vir die volgende halfuur. Maar die laaste 2 weke wonder ek nogal iets is af. En dan dink ek myself, maar jy preek bietjie vrot man, kom, tel 'n bietjie die ding op en dan gaan werk ek weer iets anders uit en na 2 weke terug se preek voel ek nog steeds iets is af en ek sê vir Stefanie, iets is af. Ek weet nie wat lekker aan die gang is nie. Iets mis ek. En toe kom ek agter, veral na laasweek se boodskap, toe ek die Here vra vir 'n gedagte, toe kry ek die gedagte. En vandag wil ek die diens begin met heeltemal iets anderste en dis 'n vraag wat ek en jy so baie goed ken. En die vraag is, hoe gaan dit met jou? Want as ek dit reg lees en reg hoor ek by meeste mense, dit gaan moeg. Is iemand ook daar? En dis iets wat ek optel by mense. Dis morai, ek is nie ondankbaar nie. Ek is geseën in my lewe en dit gaan goed dalk in my lewe. Ek is net 'n bietjie moeg aan die binnekant. Maar dis nie asof ek nie werk het en dankbaar is vir my werk. Ek gaan werk en ek werk hard en ek doen dit uitnemend en ek doen dit tot eer van die Here, maar iewers hier in my binneste voel ek net so 'n bietjie moeg. Okay, 2 van ons is daar. Dis nie asof ek nie lief is vir my kinders nie. Dis nie asof ek dankbaar is vir my kinders nie, maar hierdie seisoen met my kinders is asof ek net so 'n bietjie moeg voel. Is enigiemand dalk daar? En vandag wil ek met ons preek hieroor. Want dis asof ek agterkom, dis nie asof mense kerk toe kom en nie opgewonde is vir die Here nie. Nie wil hoor van die Here of nie die Here wil aanbid nie, maar iewerste is daar hierdie ondertone in ons harte van ek is net 'n bietjie moeg. Nou hier's goeie nuus vir ons. Vandag het ek 'n dis vir ons voorberei wat ons geestelik gaan volmaak glo ek. En in Jesaja 40 is daar so baie goeie nuus vir ons. En hoor wat staan daar wat die profeet hierso sê. Hy sê, het jy nog nooit gehoor of verstaan nie? Weet jy nie dat die Here van altyd af God is nie? En hoor mooi, hy is die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg of gedaan nie. En niemand kan die dieptes van sy insig meet nie. Hy gee krag aan die wat moeg is. Hy maak die kragtelose sterk, selfs jong mense raak uitgeput en afgemat. Die jong mense struikel en val, maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal nuwe krag kry. Hulle vlieg hoog, soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek hierdie vers lees, is ek so dankbaar, ons dien 'n God wat nie moeg raak nie. Want as ons 'n God moes dien wat moeg raak, en so halfpad deur die jare sê, nee, ek is nou klaar met hierdie mense, was ons nog al in vet moeilikheid. Ek is mal oor hoe God net nooit moeg raak nie. Hy raak nie moeg om genadig te wees teenoor sy mense nie. Hy raak nie moeg om 'n woord te gee vir die wat bietjie van die pad af is nie. Hy raak nie moeg om die te help wat dalk in 'n gat ingeval het. Hy raak nie moeg om te vergewe die wat sonde het nie. Hy raak nie moeg om wysheid uit te deel vir ouers wat in doodloopstrate in vashardloop nie. Hy raak nie moeg om vir besigheidsmense krag te gee om betekenis vir hulle mense te gee, maar so ook om 'n besigheid te bou wat kan voorsien vir gesinne nie. God raak net nooit moeg nie. Wow, dit klink lekker. En ek is dankbaar hier vandag. Praat van sing oor die Here se liefde. Ek is dankbaar hier vandag dat ons 'n God dien wat nooit moeg raak nie. En ek weet jy ook. Ek weet jy is daar. Maar wat ons raak lees in hierdie vers is nie God wat spog nie. God het nie nodig om daar rond te loop en te sê, hey julle, ek is anders as julle nie. Ek raak nooit moeg nie. Soos 2 laities wat sê, my pa is groter as jou pa tipe ding, né? My pa is sterker as jou pa tipe ding. God loop hier rond. En dit nodig om te spog oor wie hy is nie. Hy het nie nodig om mense te vertel hoeveel krag hy het nie. Hy het nie nodig om vir mense te vertel hoe magtig hy is nie. Hy het nie nodig om vir mense te vertel wat hy alles kan doen en vir mense sy vermoëns te verduidelik nie. Want iemand wat weet wie hulle is, verduidelik hulle self aan niemand. God het geen behoefte in hom om rond te loop en te sê, julle het nie idee hoe onmeetbaar my krag is nie. Maar hoekom staan dit dan so in die Bybel? Wou God net so 'n bietjie brag deur die profeet? Nee.
God sê in hierdie vers, my krag is onmeetbaar, my krag is ondenkbaar, my krag is iets wat nooit moeg raak en nooit klaar raak nie, en jy moet dit weet vir een rede, want ek wil my krag met jou deel. Dis hoekom God dit deel. Okay, ons gaan nou kom. Julle, hier's goeie nuus vir ons. God sê, dat sy oneindigende krag, is nie net daar vir hom nie, maar is iets wat beskikbaar is vir my en vir jou. Dat ek en jy op 'n manier kan inlê na sy krag toe, en dat ons kan hardloop en nooit moeg raak nie. Dat ons kan dinge doen op hierdie aarde, en is asof ons net opstaan aan die binnekant, en sweef soos 'n arend, wat nie eens 'n vlerke hoef te klap nie, en ons gaan in plekke heen. Ons bereik dinge in ons lewens. Nou, dit klink great op 'n kansel. Dit klink fantasties, môre hier op 'n Sondagoggend. Maar hoe kom ons daar? Waar ons dit nie net lees in Jesaja 40 nie, maar dit sien in ons alledaagse lewens. Hoe beleef ons hierdie krag van die Here? Deur hom te ontmoet. Dis die antwoord. Deur iewerste in aanraking te kom met daai krag van hom. En ek wil ons vat na 'n spesifieke gedeelte in die Bybel toe, waar daar 'n vrou is wat desperate krag nodig gehad het. En die Here het daar krag, of 'n min krag gesien, en 'n ontmoeting gereël. En in hierdie gedeelte sien ons hoe hierdie ontmoeting haar daai krag gee, wat ongelooflike dinge bereik het. Nou interessant genoeg, ek het oor hierdie vrou gepreek 'n paar weke terug. En ek sê interessant genoeg, want baie kere sal ek oor 'n skrifgedeelte preek en eers maande of 'n jaar of wat ook al, 'n tyd lank weer na daai skrifte gaan kyk, maar dit is asof hierdie skrif my so geprikkel het hierdie week en gesê het, "Morai, hierdie is vir ons kerk, hierdie is vir die mense wat moeg is, ons moet terug gaan soontoe." En dis die vrou by die put, Johannes 4. Een van die amazingste gedeeltes wat daar staan. En wat ek gaan doen is, ek gaan begin lees en bietjie stop soos ons gaan, en uit hierdie gedeeltes 'n dinge uithaal en uitlig wat heel waarskynlik my en jou moeg maak. Die areas waarin ek en jy so gereeld inval, en wat ons keer om by die Here te bly en sy krag te beleef. Goed wat ons krag van die Here steel uit ons binneste. Nou kom ons gaan lees saam. In Johannes 4 begin ons die storie lees. Johannes 4 vers 1 tot 3. Jesus het uitgevind dat die Fariseërs, dis nou die kerkleiers van die tyd, né? Dat die Fariseërs gehoor het dat hy meer disippels werf en doop as Johannes. Johannes het nie eintlik, hoor mooi, Jesus het nie eintlik self gedoop nie, maar sy disippels het. Dus het hy na Judea verlaat en weer na Galilea. Dis het hy Judea verlaat en na Galilea toe vertrek. Nou, eerste ding wat ons raak is in hierdie skrif, die opbou na die ontmoeting met die vrou, is dat God kies om 'n ontmoeting nie meer te hê in 'n sekere gebied nie. En hier is my interessant. En die gesprek is die doop. En dit vat my so terug na ons Afrikaners. Weet jy hoe kan ons Afrikaners beklei oor die doop? My magtig, hoeveel keer moet ons onderdruk? 6 keer, 1 keer, 3 keer, hoe lank onder? Dan of jy sonde jy het, man, is eenvoudige antwoorde. Ek verstaan nie beklei die mense daaroor hê. Doop ons in die naam van die Vader, die Seun, hoe skop ons jou, ons hou hulle rivier, 'n swembad, waar, hoe? Met 'n takkie. My magtig, geen wonder Jesus het die gesprek uitgeloop het. Gesê, luister, hierdie ding gaan ons nie wen nie, maar dis nie die punt nie. Wat interessant is, hierdie gedeelte uit, die gesprek is, die Fariseërs hoor, dat Jesus meer mense doop as Johannes. Hulle het nie van Johannes gehou nie. En nou hou hulle nog minder van Jesus. En wat interessant vir my is dat Jesus besluit, okay, nou loop ons. Hoekom? Jesus is dan nie bang vir wat mense van die dink nie. Jy het nog nooit teruggestaan vir as mense minder van jou hou nie. Jesus, hoekom sal u dan wegtree? En sê maar, kom ons gaan uit hierdie gebied uit en ons gaan bedien in 'n ander gebied, omdat ek die Fariseërs gehoor het, of hulle dink ek doop meer mense as Johannes. En eintlik is dit my disippels. Jy sien, Jesus weet hierdie hele groep van Fariseërs en wat nou besig is om los te kom in hierdie hele gebied. En wat hulle probeer in die mense insif, die Fariseërs nou, is hierdie ding van aannames. En hoor mooi, die eerste ding wat ons so moeg kan maak, is ons akkommodeer aannames. Jesus hoor die aannames. Jesus weet is leuns. Jesus weet is nie waar nie. Wat doen Jesus? Wil hulle regstel? Nee. Wil 'n bietjie hulle geloof in lyn bring? Nee. Jesus stap weg. Nou hierdie tref my so hierdie week.
Ek wonder hoeveel aannames is daar binne in ons, wat ons so kan maak oor mense, wat ons ook kan maak oor situasies, wat ons kan maak oor ons land, wat ons kan maak oor ons toekoms, wat ons kan maak oor ons kinders. En dan wat doen Jesus oor daai aannames? Ek dink hy tree terug. Want God weet, as jy eerder wil glo wat in jou kop aangaan, en jou denke oorgee aan wat ook al daar kan mag gebeur in hierdie lewe, en al die vrese van wat kom in hierdie lewe, daar is nie plek vir geloof en vrees in dieselfde wêreld nie. En Jesus besluit, maar kom ek tree terug, en die eerste ding wat my en jou kan moeg maak, en wat ons kan weghou van ontmoetings met die Here, wat vir ons daai krag kan gee, is dat ons begin leef, en allerhande aannames akkommodeer in ons lewens. Julle ons moet pas op hiervoor. Ek het al mense ontmoet wat al deur seerseisoene gegaan het, en hulle seer bring aannames. Ek neem aan die Here is besig om my te straf. Ek neem aan die Here is besig om iets vir my te sê. Here, wat is die teken? Wat wil U vir my doen? En ons neem ewe skielik hierdie goeders in ons binneste aan. En ons kleer prentjies oor God, oor ons mense, oor ons dinge, oor onsself aan. Daar's nie hoop vir my nie. Kyk, die kleur van my vel. Hallo? Is dit wat God sê? En ek wonder, en ek praat nou weer groot, maar ek wonder of God nie dalk 'n tree terug van die Afrikaner nasie getree het en gesê, maar as julle wil inkleer oor julle velkleur en aannames wil glo oor alles wat julle sien, go ahead. Maar my krag is nie beskikbaar daar nie. Jy gaan moeg raak. En hoeveel Afrikaners loop oor hierdie land rond en hulle is moeg en dink maar die politiek moet verander, maar eintlik moet ons aannames verander. Eintlik moet ons geloof begin skuif. Ouers, pas op oor die aannames oor jou kind. Pas op dat jy 'n reël maak oor jou man of jou vrou, want dis mos hoe hulle is en dinge doen. Jou man kan verander, jy weet dit. Die Here verander mense. Moenie aannames maak van dis hoe hulle is en dis hoe hulle gaan bly nie. Pas op vir die land van aannames. As jy dit akkommodeer, ek waarsku jou. Daar's chaos. Ek hoor hierdie storie wat Stefanie my vertel. Sy sê dit gaan oor hierdie hond wat daar iewerste in 'n oerwoud afgelaai word. Die mense gooi die hond uit die kar uit. En nou is hierdie hond in 'n vreemde plek. Dis hierdie oerwoud. En ewe skielik weet hy nie wat aangaan nie, maar hy hoor 'n grom hier agter 'n bos en dis 'n leeu. En hierdie leeu dink by homself, ek weet nie wat hierdie ding is nie, maar dit lyk of ek hom kan eet. En ewe skielik sit die leeu spoed aan, jaag agter die hond weet nie wat aangaan nie, maar hy weet hier's moeilikheid. En ewe skielik sien hy 'n klomp bene hier langs hom lê en die hond stop toe en hy sê so hard as wat hy kan, man, dit was nou die lekkerste leeu wat ek al my lewe geëet het. En dan ewe skielik, daai leeu breek. Hy sê, wat? Nee, maar die leeu kruip vinnig terug, hierdie ding, nee, ek wil nie sukkel met hom nie. En soos hierdie leeu weghardloop, was daar 'n aap in die boom. En die aap sien toe wat afspeel. Hy dink toe, hulle noem my 'n aap, hierdie leeu se aap, man. En ewe skielik gaan die aap af na die leeu toe en sê, hierdie hond het jou nou gekil. Weet jy, hy speel met jou kop. Dis nie die waarheid nie. Jy kan hom eet. Hy het dit net gesê want hy wil hê jy moet bang wees vir hom. En hy dink, wat, regtig? Hy sê, ja man, kom ek gaan saam met jou. Dan vat ons die hond aan. Dis reg, hier gaan hulle terug, leeu en hond saam. Leeu en aap saam, hardloop agter die hond aan. En hier sien die hond, my woord, hier kom hulle. Hy besluit toe vinnig weer op sy voete. Skree kliphard. Ek wonder waar is daai aap wat ek vir gesê het, hy beter vinnig vir my die volgende leeu bring, want ek's honger. Ewe skielik stop hy leeu weer, en hy sê nee, ek's uit, hier's te veel drama vir my aan die gang. Het ek die storie oor lag ek so, en ek dink, dit is so waar. Dis die krag van aannames. Ons kan so vinnig glo wat mense sê, of wat ons in ons denke opkom, wat selfs die vyand kan plant, dan glo ons hierdie goed. En as ons leeu's, kinders van die Here, wat begin briek vir honde in hierdie wêreld. Weet jy hoe belaglik is dit? Die Here staan, my Heilige Gees is in jou, my krag is in jou, ek is vir jou, wie kan teen jou wees? Ek is lief vir jou, ek is saam met jou, toe jy teen my was, het ek my seun gestuur, nou is jy vir my, wat sal ek nie nou vir jou doen nie? Ag Here, ek is 'n slagoffer in hierdie wêreld, niks kan goed vir my gaan nie. Jy lyk soos daai leeu, wat luister na 'n hond, want jy glo die aannames. Pas op dat ek en jy nie moeg raak, want ons kleer 'n klomp goed in ons denke nie, maar die storie gaan aan. Ek het nog eens by die vrou gekom nie, en ek preek hard vandag, so, ons kom daar. In vers 4,
lees ons die volgende sin. Jesus moes deur Samaria reis. En toe ek hierdie sin lees, stop ons weer. Want is dit 'n interessante sin nie? Jesus moes. Nee, Jesus moes nie. Jesus is die seun van God. Hy moet niks. Hy stel die reëls. Hy sê daar wat rondloop en sê iemand moet vir hom sê links of regs, nee. Hy is God homself. Hy is die een wat daar was van die begin af. Hy is die een met die gesag. Hoekom moes hy nou deur hierdie gebied gaan? Is dit nie vir jou interessant nie? Nee, hy het besluit om dit te doen nie. Hy moes. Alrede hoekom Jesus moes. Want dit was die Vader se agenda. En al wat Jesus se kalender gedryf het en sy tyd gedryf het, was dit wat op die Vader se hart was. En hier is 'n vraag dalk, en 'n belangrike vraag vir my en jou vandag. Wat is dit wat jou hoofsaaklik dryf op planeet Aarde? Wat jou laat voel jy moet. Ek moet hierdie ding doen, ek moet hierdie bereik, ek moet daar wees, ek moet daar wees. Wat is ons God se kalender? Dinge op sy agenda. So in ons harte dra dat ons begin sê wat Jesus sê. Ek moes daardeur gaan. Ek moes met daai persoon gaan praat. Ek moes daai ding gaan doen en ek moes. Dra jy nog die agenda van die Here op jou hart? Maar wat interessant is nie net die feit dat Jesus moes nie, maar hy moes na Samaria toe gaan. Nou is interessant Samaria die woord, want ek het baie mense gehoor dit anders uitspreek. Jy weet, dis soos verskillende woorde, aardappel, wat sien is dit nou? Waterlemoen, wat sien is dit nou? Ek weet nie, maar dieselfde ding. En is half soos hierdie een. Jy weet, ek het al baie mense gehoor Samaria, maar ek het al baie mense gehoor wat sê Samaria. Nee, ek weet nie of julle al dit al gehoor het nie. Ek moes deur Samaria reis. Nou hoekom praat ek oor die woord? Want iets prikkel my toe ek net hoor Samaria. En is die tweede deel wat ons moeg maak. Ons reis nie deur Samaria nie. Wat bedoel ek hierby? Jy sien, hierdie gebied waarheen Jesus op pad is nie 'n goeie gebied nie. Nie vir die Jode nie. Samaria of Samaria was oortrek met Jode wat ander gode en ander kulture se gewoontes aangeleer het. Afgoderry omhels hy tot 'n sekere mate. Hulle is mense wat afvallig was van God se volk. Hierdie is die mense wat God sê, En Jesus sê hy moes soontoe gaan, want hier is 'n vrou wat sukkel met dinge, wat besig is om met goed te stoei, en ek moet na daai area toe gaan, want as ek nie na daai area toe gaan nie, dan gaan daar ontmoeting mis, en hierdie tref my toe so. Daar's een of ander area, waar God wil hê jy heen moet beweeg, wat jy probeer vermy. En as jy so leef, maak dit jou so moeg. Watter area loop jy om, wat God deesdae van jou af vra, jy moet deurloop? Wat se areas daar binne in jou hart? Wat se ding is daar binne in jou huwelik? Wat se sonde is daar waar jy 'n geheim hou? Wat se stoei is daar wat jy vir jouself veg? Wat se droom is daar wat jy weet nie 'n goeie ding is nie? Wat se risie lê agter jou tussen vriendskappe, tussen verhoudings? Wat se vergifnis is nog nie uitgedeel nie? Wat se versoening moet nog tafel toe kom? Wat se area het jy agter jou gesit en gesê, klaar daarmee? En God sê, jy dink jy's klaar daarmee, maar daai ding stoei nog in jou hart. Jy probeer daai ding vermy, want dit is so 'n teerpunt binne jou. Jy is nie meer lus vir daai konfrontasie, of wat ook al jy mag dit noem nie, maar Jesus wat ons moet besef, hoe langer jy om dit loop, hoe langer word jy moeg. En as jy God se krag wil hê, dan moet jy soos Jesus maak en na daai Samaria toe gaan. Een of ander area in jou lewe, wat so 'n bietjie is, waar jy dalk te vinnig kwaad raak, frustreerd raak, selfbejammerend raak, geïntimideerd oor voel, hoogmoedig voel. En God sê, gaan na daai area toe, want daar is waar ek en jy sal ontmoet. So wat se area probeer jy omloop? Wat God sê, nee, gaan soontoe. En hierdie waaroor ek nou praat, daar is nie 'n beter prentjie wat hierdie illustreer as die kruis nie. Jy sien, die kruis is net hierdie twee lyne. Een van bo na onder, een van links na regs. En ons almal ken hierdie simbool. Maar hoe langer ek leef, hoe langer kom ek agter in my lewe en dalk in jou lewe, dat ek hou so baie van die bo na onder deel van die kruis, né?
Ek is lief van wanneer God my kom ontmoet. Ek is lief daarvoor wanneer God vir my 'n woord gee. Ek is lief daarvoor wanneer die Here my kom seën. Ek is lief daarvoor wanneer ek kerk toe kan kom en die Here kan kom eer. Alles is hierdie vertikaal tussen my en die Here. Maar die oomblik as God in jou lewe kom, dan begin hy horisontaal ook praat. Hy praat nie net tussen jou en hom nie, hy praat oor jou medemense ook. Hy praat oor dinge hier op aarde ook. Hy praat oor alles, oor jou kinders, oor jou geld, oor jou drome, oor hoe jy dinge handhaaf en ek kan nie vir julle verduidelik hoe in kerk het ek al gesien hoe mense nie die horisontaal wil hoor nie, maar net die vertikaal. En ons wil jou help in jou verhouding met die Here, maar die Here sê selfs, moenie eens kerk toe kom as jy nog eens iemand vergewe het nie. Moenie my kom aanbid vertikaal as al horisontaal dinge nie reg is nie. So ons dien 'n Jesus wat besorgd is oor die horisontaal ook. Nou ek onthou 'n paar keer in ons kerk al, dan praat ek oor die onderwerp byvoorbeeld van seks. En die oomblik as ek dit noem, is halfte van die kerk soos, nee, sies man, hoekom preek jy op 'n Sondag daaroor? Ek het nie hulp nodig nie, ek kry dit goed reg, dankie. Jy weet, ek weet nie wat die mense sien, ek sê, maar wat so interessant is, daar's 'n wroging, daar's 'n stoei. Hoe kan ons 'n kansel? Hoe kan ons die woord van die Here tyd vir vertikaal gebruik vir horisontaal? En ons Afrikaners stoei baie keer met hierdie ding. Ons wil nie hoor, gaan maak reg nie. Ons wil nie hoor, wees liewer vir jou vrou, respekteer jou man nie. Ons wil nie hoor, lê jouself neer nie. Ons wil nie hoor, gee vir die mense waar behoefte. Ons wil nie hoor, dien die Here eerste in alle areas van jou lewe nie. Ons wil nie die horisontaal hoor nie. Sê my net wat my hemel toe kan vat. Kom ek sê jy wat jou hemel toe kan vat. Jesus het gesê, hy sal jou oordeel soos jy mense oordeel. Horisontaal. Jesus het klomp goed gepraat oor wat in hierdie aarde aan die gang is. Oor welis. Never mind cheat op jou man of jou vrou. Hoe kyk jy deesdae na 'n ander man of 'n vrou? Wat gaan aan in jou binneste? En ek wonder hoe lyk jou vertikaal, maar ook jou horisontaal, want jou horisontaal is al 9 uit 10 keer some area wat Jesus sê dis tyd. Hou op vir my. Hou op maak of dit klein is. Hou op maak of dit nog 'n ding is. Hou op. Spreek dit aan. Gaan sit daar, gaan ontmoet daar, en daar gaan jy die ontmoetings begin beleef, en dit vat ons na die volgende punt toe. En hier kom die ontmoeting met die vrou. In Johannes 4 vers 5 tot 6, hoor mooi. Jesus kom toe in 'n dorp in Samaria of Samaria, wat Sigar genoem word. Dit was naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die put van Jakob was daar geleë. Nou interessant, hierdie hele ontmoeting gebeur by hierdie put. En dis die derde ding wat dalk skeef gaan binne in my en jou lewe, hoekom ons moeg raak en nie die Here se krag beleef nie. En dit is ons drink by die verkeerde put. Nou wat interessant is dat hierdie put wat gegrawe is 'n put al wat wel vir jare daar is. Ek doen in Jesus se tyd 41 generasies terug was Jakob. Vir 41 generasies stap mense al en gaan al water by hierdie put. En daar's baie simboliek rondom hierdie put en daar's baie mooi stories rondom hierdie put en is mooi dinge. Maar vir 41 jaar, imagine dit, loop mense na dieselfde kraan toe en gaan kry water. Dalk is jy hier vir goeie woord. Kom ek gee dalk iets vir ons. Pasop vir die put wat jy vandag grou. Want oor 41 generasies gaan daar dalk nog mense om langs jou put kom sit wat jy besig is om te grou, om krag te kom haal. Pasop hoe jy jou kinders groot maak. En as ek en jy die verkeerde put vir hulle gee en sê daar's meer waarde in geld, daar's meer waarde in status, daar's meer waarde in al hierdie dinge as tyd saam met God. Is jy besig om 'n put te grou wat hulle nog vir 41 generasies nog langer gaan stoei. Praat van bloedlynvloeke soos mense daaroor praat. Bloedlynvloeke begin wanneer mense begin verkeerde put grou. Begin bron van liewe by verskillende goed kry. Ek en jy sit vandag hier in 'n samelewing waar ons nog die vrugte pluk van mense wat al goed gegrou het jare voor ons. En ons is nog steeds besig om daar water te gaan kry en daai stoeie te beklei. As jy iets mooi wil doen vir jou gesin, vir hierdie samelewing, en dis waarvoor Invloed Kerk staan, ons wil 'n put grawe waar mense kan kom, stikkend, seer, vol sonde, weg van die Here, twyfel oor die Here, weet nie lekker hoe werk godsdienst, die jare laas by die Here uitgekom. Ons wil 'n spasie skep en 'n put in Nelspruit kom neersit en sê kom drink die wat dors is.
Want hier is die Here te vind en hierdie plek is 'n plek van ontmoetings. Nie net vir die mense wat al reeds dors al gelees het nie, maar vir mense wat nie weet hoe proe die Here mee nie. Grawe 'n put in jou huis wat voedsaam is. Maar wat interessant is van hierdie ontmoeting is die volgende deel. Johannes 4 vers 6 tot 8. Hoor mooi wat hier gebeur. Die put van Jakob is daar gelees, soos ek nou net gesê het. Jesus het toe, omdat hy regtig uitgeput was van die reis, sommer by die put gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. 'n Samaritaanse vrou kom toe daaraan om water te skep. Min wetend dat haar lewe gaan verander in die volgende paar minute. Jesus vra haar, gee my asseblief water om te drink. Sy disippels was toe nog in die dorp om kos te gaan koop. Stop net daar. Het julle iets gelees wat onaardig klink? Iets wat kontrasterend is tot wat ek nog heeltyd preek? Ek het nou net gepreek en gelees uit Jesaja 40 uit, ons God raak nooit moeg nie. Né? Daar's niks wat hom uitput nie, daar's niks wat hom kan klaarmaak nie. En nou het ek net gelees waar daar staan in die skrif, Jesus, omdat hy regtig uitgeput was van die reis, het sommer by die put gaan sit. Nou, hoe gebeur dit? Hoe kan 'n God, wat enigiets kan doen, wat nooit moeg raak nie, moeg wees? Wat gaan nie aan? Klink die Bybel deur mekaar? Wat is so moeg? En dalk is dit 'n paar dinge. Jy weet, Jesus het sy disippels dorp toe gestuur om kos te gaan koop. As jy 'n paar verse na daai ene gaan lees, kan jy agterkom, hy was nie honger nie. Want hy wou nie eens toe die kos eet wat hulle vir hom toe gebring het nie. So dalk was Jesus moeg vir sy disippels. Dalk net gesê, jy ouens, julle put my uit. Petrus, asseblief, ou, stop net. Jy het net te veel gedagtes. Ek voel gereeld so oor my kinders. Hoekom is Jesus moeg? Was dit moeg vir die disippels? Of dalk was dit sy ouderdom. Ja, hy was nou nie al middeljarig nie, maar hy was al goed verby die 30s. Nou ek weet julle wat 50 is sê, yes, ek wens ek kon teruggaan. Maar julle wat in die 30 is sê, joh, ek wens ek kan terug 20s toe gaan. Dalk was Jesus se bene net bietjie moer as die 20-jariges, die jong latte wat hy as disippels het. En sê ons gaan julle maar net, ek kon net bietjie die bene rus. Maar dalk was dit nie dit nie. Waarvoor was Jesus moeg? Wat het hom uitgeput? Hoe kan 'n God wat soveel krag het en 'n kruis kan dra terwyl hy soveel swepe oor sy rug het, dat jy sy bene kan sien, dat die Bybel sê jy het hom nie eens erken as mens nie. Hoe kan 'n God wat so swak is, 'n kruis op sy rug dra, bo op 'n berg en op hom gaan hang, maar hy kan nie verder loop nie. Iets maak nie sin nie. En wanneer jy skrifte soos hierdie raak lees, dan moet jy weet God is besig met iets. God het 'n plan hier. God is besig met iets dieper hier. En hoor mooi, Jesus het gaan sit by die put, nie omdat hy moeg was in sy fisiese lyf nie, maar hy was moeg want hy het 'n vrou in sy gedagte gehad wat besig is op pad hiernatoe. Vrou alleen wat verdrink in haar sorge, wat verdrink in haar pyn, wat verdrink in haar verlede, wat so vasgevang is in wie sy was en gelabel is deur die gemeenskap as iemand wat nie waardig is nie. En sy loop rond, nie raak gesien en nie waardeer nie. En selfs sy's 'n vrou, in die samelewing is 'n vrou al klaar hond, minder die wat sy gedoen het. Sy's 'n stuk gemors in die samelewing en Jesus voel net haar pyn en hy voel haar alleenheid en hy voel haar seer en hy gaan sit op die put waar hy weet hy gaan ontmoet, alhoewel dit nie die put is waar sy krag gaan kry nie. Sal God jou ontmoet op plekke waar jy gaan krag soek, alhoewel nie krag gaan vind nie en God gaan sit daar. Hy gaan sit in jou hartseer. Hy gaan sit in jou leemtes, hy gaan sit in jou vrae, hy gaan sit in jou stoeie, hy gaan sit in jou soeg, hy gaan sit in jou drome, al is dit nie syne nie, hy gaan sit op enige plek. Want hy sien jou, en hoor mooi, hy is moeg vir dit wat jou moeg maak. Dis die God wat ons dien, julle. Hy sit nie daar omdat hy moeg is vir Petrus en omdat hy moeg is vir van die loop nie, hy sit nie daar omdat hy water nodig het nie, hy sit daar, want hy weet, hy is iemand wat my krag nodig het. En wat 'n uitnodiging is dit nie vir my en jou vandag nie. As jy vandag sit en jy sê ek is moeg, hoor mooi, hoef nie ver te hardloop om die Here te ontmoet nie. Hy ontmoet jou by daai put. Daai put waantoe jy so loop in die hitte.
en nog water gaan skep, en dis maar hoe jy oorleef, en dis jou routine, en dis jou kinders, en dis jou vrou, en dis jou twee, en dis, en God kom net daar, en hy sê, kom ek en jy te gesprek, kom maak jou hart teenoor my oop, hou op stoei, hou op dink oor my, kom ons betree hart tot hart gesprekke, en in hierdie gesprek van die vrou, waar sy so uitgeput was, vernederd gevoel het, minderwaardig gevoel het, dat sy selfs vir Jesus gevra het, hoekom praat jy met my? Sy vra het van, ewe skielik, gaan roep sy 'n dorp, en kom sê, kom ontmoet hom. Dis die krag van hierdie ontmoeting, met 'n God, wie sy krag oneindig is. Sy krag tap oor, in daai ontmoetings. En dalk in jou hardloop, en in jou soeg na 'n put toe, roep jy uit na Here, asseblief help, is nie genoeg nie. Gaan sit by hom. Gaan sit by hom. Gaan hoor hom net bietjie. Gaan hoor wat het hy op sy hart. En beleef sy krag, want daai ongewone ontmoeting, dit gee onbekende krag. Dit gee krag wat ek en jy nie kan verduidelik nie. Wat 'n mens nie vir jou kan preek nie. Dit gee 'n krag en 'n hoop hier binne in jou wat jou laat weer staan, jou skouers weer teruggee, wat jou oë weer oopmaak en jou verstand weer helder. Dit gee jou moed vir die binnekant, dit verkoop jou siel, dit gee jou rus. Dis hoekom Jesus so hard geproklameer het in Matteus 11, kom na my toe, die wat moeg en oorlaai is. Nie gaan werk harder nie, nie gaan grou nog geput nie, nie gaan maak dit nog dieper nie gaan soek op ander plekke nie, kom na my toe. En ek sal vir jou 'n ligte ding gee om te dra. My las is lig. Ek sal vir jou rus gee. Ek sal vir jou krag gee. So Jesus was moeg, want hy was moeg vir wat hy moeg gemaak het. En ek weet nie of jy dit hoor vir my al vandag, maar asseblief doen. Die Here is moeg vir dit wat jou moeg maak. Hy het selfs sy seun aan 'n kruis laat sterf vir dit wat jou moeg maak, vir die sonde in hierdie wêreld. En hy sal enigiets doen om jou weer krag te gee. Hy brag nie daaroor nie. Dis net wie hy is. So wat van ek en jy, vat net 'n oomblik en ons stoei nie meer nie. En daai area, daai area wat jy het in jou lewe, voor ons hier uitbeweeg, kom ons ontmoet die Here. So daar waar jy is, kom ons sluit ons oë. Wat is daai area? Wat is daai put waantoe jy so na toe hardloop? Wat is dalk die aannames in jou binneste? En daai goed maak jou net moeg. As jy daaraan dink en dan wil jy sommer net dadelik vakansie beplan. As jy daaraan dink, wil jy sommer daai mense vermy. As jy daaraan dink en dan sê jy, ja, Here, nie weer nie. Die Here is in Samaria. Die Here is in daai put. Hy sit daar. Hemelse Vader, deur die Heilige Gees, help ons net vir 'n oomblik, Here, waar ons net gaan stil raak. Wys vir ons daai areas waar dit ons nodig het. Vra ons vrae soos hierdie vrou vrae gevra het. Maak die stem duidelik in ons binneste en ons denke, Here, ons het U nodig. Here, U weet die mense is moeg. Kom ontmoet hulle, Here, hulle is hier. Vir 'n kort tyd, net so 'n minuut of wat. Kom ons raak stil voor U, Here.
Jesus, so baie dankie. Dat u krag nooit opraak nie. Dankie Here dat u nie aannames glo oor ons nie, maar dat u die diepste van elke mens ken. En u sien daai areas, Here, wat u seën en wat goed is en wat lewe bring. En u geniet dit in ons. Maar so ek sien nie die areas, Here, wat ons moeg maak. En ek dink, Here, u is moeg vir die goed wat ons moeg maak. Ek bid, Here, dat ons hierdie ding in ons hart voor u neerlê. Ons u sal ontmoet, Here. Heilige Gees, dankie dat u Jesus gelei het om by daai vrou te gaan sit. En sy was moeg en sy het rus nodig gehad. Dankie Jesus dat u bereid was om dinge te doen wat uiteindelik so onvanpas was in die tyd en die kultuur van waarin u geleef het, sodat u mense kan ontmoet. En vandag sit hier 'n klomp Afrikaans sprekende mense, Here, wat u net so nodig het. Al luister dalk mense aanlyn, Here, wat selfs net te moeg was om dalk kerk toe te kom. Ek bid, Here, kom sê wat u nodig het om te sê. Maak ons ore oop, Here, dat ons kan hoor wat u sê, kan doen wat u sê. Mag ons daai lewende water ervaar wat hierdie vrou ervaar het. En Here, mag ons u krag beleef. Want die wat vertrou op die Here sal nooit moeg word nie. Hulle sal sweef soos arende. Hulle sal hardloop en nie uitgemat word nie, Here. Dankie daarvoor. Dat u dit nie in die Bybel gesit, Here, net om ons te laat beter voel nie, maar dis 'n werklikheid. Dankie dat ons na u toe kan kom. Almal wat moeg en oorlaai is. Nie die heiliges nie. Nie die perfektes nie. Nie wie die godsdienstiges nie. Nie die wat hulle Bybels ken nie. Nie die wat al vir 5 jaar in 'n ry net by die Here uitgekom het. En nie vir die wat so getrou is aan die Here, selfs vir die sondaars. Het u genooi, kom na my toe. Want u is moeg vir dit wat die mense moeg maak, vir die sonde van hierdie wêreld. Die prys is betaal, die deur is oop, ons kan kom. So Jesus, ek bid dat u ons sal ontmoet. Dankie Here, dat u goed is, ons vergewe en ons krag gee. Al wat ons kan doen, Here, is al die eer aan u gee. En ons dank u daarvoor. In Jesus se naam. Ons almal sê saam. Amen en amen.